Hallo daar almal en baie welkom. As jy in graad 6 is en besig is om voor te berei vir daai groot eksamen, wel, dan is jy op presies die regte plek. Vandag gaan ons saam deur alles werk wat jy moet weet oor water, oor besoedeling en oor daardie superbelangrike vlei lande. Goed, hier is ons plan van aksie vir vandag. Ons begin met hoekom water so noodsaaklik is. Dan kyk ons na die gevare en dan, die beste deel, ontdek ons die natuur se eie slim oplossings. Is julle reg? Kom ons spring weg. Reg, ons eerste hoofstuk. Kom ons duik diep in en verstaan hoekom daar sonder water eenvoudig geen lewe op ons planeet kan wees nie. Hier is ons eerste vraag en dis 'n een waaroor jy seker elke dag 'n bietjie dink. Hoekom presies kan ons as mense net nie sonder skoon water klaarkom nie? Dis heeltemal reg. Jy kan aan jou liggaam dink soos 'n engine en daai engine het water nodig om te kan loop. Dit help ons om ons kos af te breek, dit hou ons skoon om kieme weg te hou en ja, dit is absoluut deurslaggewend om gesond te bly en siektes te beveg. Goed, nou skuif ons aandag van mense na die groen wêreld oral om ons. Wat van plante? Hoekom is water vir hulle lewensbelangrik? Dis nogal ongelooflik, né? Vir 'n plant is water twee dinge. Dis sy kosmaker, want hy gebruik dit vir fotosintese om energie te skep, en is ook soos sy skelet. Dit hou die plant se selle vol en ferm sodat hy nie verlep nie. En laastens, kom ons gesels oor die diereryk. Of dit nou 'n klein muis of 'n reuse olifant is, wat is die twee hoofrolle wat water in hulle lewens speel? Wel, eerstens, nes ons moet diere water drink om te oorleef. Dis nie onderhandelbaar nie. Maar vir so baie diere, dink aan visse of dolfyne, is water nie net iets om te drink nie. Dis hulle hele wêreld, dis hulle huis. So, nou dat ons 100% seker is hoe belangrik skoon water is, moet ons praat oor die groot skurk in ons storie, besoedeling. Kom ons kyk wat gebeur as ons kosbare water, wel, siek word. Dit bring ons by 'n baie belangrike vraag. As jy 'n glas skoon water en 'n glas besoedelde water langs mekaar sit, wat is nou eintlik die ware verskil? En hier kan jy dit duidelik sien. Skoon water is suiwer, dis veilig. Besoedelde water, aan die ander kant, is vol ongesonde, skadelike stowwe wat dit gevaarlik maak vir enige lewende ding. Daar is 'n spesifieke woord, 'n wetenskaplike term, vir hierdie dinge wat nie in water hoort nie en skade veroorsaak. Kom ons kyk of jy dit weet. Jy's reg, 'n besoedelstof. En die twee sleutelwoorde hier is hoort nie en veroorsaak skade. Dis presies wat 'n besoedelstof doen. Goed, nou weet ons wat die probleem is. Kom ons kyk 'n bietjie van naderby na die verskillende soorte besoedelstowwe daar buite. Dis belangrik om te weet waarmee ons te doen het. Oor die algemeen kan ons besoedelstowwe in 3 hoofgroepe verdeel. Kan jy onthou wat daardie 3 groepe is? Hier is hulle. Eerstens het ons die onoplosbares, dinge soos olie of plastiek wat op die water dryf. Dan kry ons die oplosbares, soos seep of konsmis wat in die water verdwyn, maar steeds daar is. En laastens die lewende organismes, soos gevaarlike kieme en bakterieë wat ons siek kan maak. Kyk 'n bietjie hierna. Wat so duidelik hieruit blyk, is dat besoedeling nie net van een plek afkom nie, glad nie. Dit kom van ons fabrieke, van farms af, uit ons stede. Al hierdie bronne dra by tot die probleem. Goed, na al daardie slegte nuus oor besoedeling, is dit tyd om die held van ons storie te ontmoet. Kom ons praat oor die vlei land, die natuur se eie ongelooflike geheime watersuiweraar. So kom ons begin by die begin. Wat presies is 'n vlei land? Dis eintlik baie eenvoudig. 'n Vlei land is presies wat dit sê, 'n stuk land wat vir die meeste van die tyd nat en deurweek is. Dink aan 'n vlei of 'n moeras. Maar hoe weet jy dat jy in 'n vlei land staan? Daar is 3 baie duidelike tekens waarna jy kan uitkyk. Eerstens, die grond. Dis daai modderige, sponserige gevoel onder jou voete. Tweedens, jy sal spesifieke plante sien wat mal is oor water, soos riete. En derdens, die water is baie vlak, naby aan die oppervlakte. Dis wat ons 'n hoë watertafel noem. Goed, nou dat ons weet hoe 'n vlei land lyk, kom ons ondersoek sy superkragte. Hoe werk hierdie wonderlike ekosisteme nou eintlik? Hier is 'n fantastiese manier om oor een van ons superkragte te dink. Hoekom sê mense 'n vlei land is soos 'n reuse natuurlike spons? Want dis presies wat hulle doen. Wanneer dit baie reën, suig hulle al daardie ekstra water op en help om vloede te voorkom. En in droë tye, dan laat hulle daardie water weer stadig vry, soos om 'n spons uit te druk, wat ons riviere help aanhou vloei. Dis ongelooflik, maar dis nie al nie.
Wat van daardie filter superkrag? Hoe op aarde kry 'n vlei land dit reg om vuil water weer skoon te maak? Wel, hierdie prentjie verduidelik dit perfek. Soos die vuil water stadig deur die vlei land vloei, werk die plante en die modderige grond saam soos 'n massiewe natuurlike filter. Hulle vang al die slegte goed vas en die water wat aan die ander kant uitkom, is baie skoner. Maar hier is die hartseer waarheid. Hierdie ongelooflike natuurlike stelsels, ons water se helde, is self in groot gevaar en ons moet presies verstaan hoekom. Kom ons kyk na 'n baie werklike en hartseer voorbeeld van besoedeling. Wat gebeur met 'n watervoël as hy in olie beland? Dis verskriklik. Die olie plak hulle vere aan mekaar vas wat dit onmoontlik maak om te vlieg. Maar erger nog, die olie vernietig die vere se natuurlike waterdigting. Die voël kan nie meer warm bly nie en verkleim dikwels van die koue in die water. So, buiten hierdie direkte besoedeling, wat is die 4 groot bedreigings wat ons vlei lande vandag in die gesig staar? Die grootste gevare kom van ons af. Mense wat vleiaande droog lê om huise of plase te bou. Oorbeweiding, waar diere al die filterplante opvreet. Net te veel rommel en besoedeling wat die stelsel oorlaai. En laastens, daardie uitheemse indringerplante wat al die water vir hulself steel. En hier is ons nou by die heel belangrikste vraag van die dag. Nou dat jy al hierdie dinge weet, is die groot vraag, wat kan jy doen? Hoe kan ek en jy, elkeen van ons, 'n werklike verskil maak om ons water en hierdie kosbare vlei lande te beskerm? Dis iets om regtig oor te dink, né?